Ons teksvers vandag, Openbaring 3 vers 5. Elkeen wat oorwinning behaal, sal sulke wit klere dra. Ek sal nooit sy naam uit die boek van die lewe uithaal. En ek sal voor my Vader en voor sy engele verklaar, dat hy aan my behoort. In Openbaring 3 vers 5 vind ons een van die mooiste en gerusstellendste beloftes wat Jesus aan sy kerk gespreek het. Hierdie woorde is deel van sy boodskap aan die kerk in Sardes. 'n Kerk wat die voorkoms van lewe gehad het, maar geestelik besig was om te sterf. Maar selfs in daardie gekompromiteerde omgewing het Jesus hoop gebied. Aan diegene wat getrou gebly het, was oorwinning verseker, reinheid beloof en hulle ewige identiteit verseker. Kom ons ondersoek die betekenis van hierdie vers en wat dit openbaar oor God se getrouheid aan diegene wat in geloof volhard. Die gedeelte wat sê elkeen wat oorwinning behaal, is 'n oproep tot deursettingsvermoë. Jesus begin deur te praat met elkeen wat oorwin of oorwinning behaal. Dis nie 'n verwysing na fisiese oorwinning of wêreldse sukses nie, maar na geestelike volharding. Om te oorwin beteken om getrou aan Christus te bly ten spyte van die druk van sonde, versoeking en geestelike kompromie. In die stad Sardes het baie gelowiges selfvoldaan geword. Hulle het 'n goeie reputasie gehad, maar hulle geestelike lewenskragtigheid het vervaag. Jesus het hulle gewaarsku om wakker te word en dit te versterk wat oorgebly het. Dieselfde waarskuwing geld vandag vir ons. Geloof is nie 'n eenmalige daad nie. Dit is 'n daaglikse wandeling. Om te oorwin beteken om aan te hou glo, te vertrou en te gehoorsaam, selfs wanneer ons omgewing of emosies ons anders vertel. Soos Paulus ons in 2 Timoteus 4 vers 7 herinner. Ek het die goeie wedloop afgelê. Ek het die wenstreep bereik. Ek het gelowig eindtyd volgehou. Die Christelike lewe is 'n stryd om deursettingsvermoë, maar diegene wat getrou bly, word ewige oorwinning beloof. Die deel wat sê, sal sulke wit klere dra, is 'n simbool van reinheid en oorwinning. Die wit klere simboliseer reinheid, geregtigheid en oorwinning. In die antieke wêreld is wit klere dikwels tydens vieringe of na oorwinnings gedra. Geestelik verteenwoordig deur die opregtheid van Christus, wat die gelowiges dek. In Jesaja 1 vers 18 sê God, al was julle skarlakenrooi van sonde, julle sal wit word, so sneeu. Dit is wat Jesus beloof, om sy getroues met sy eie geregtigheid te beklee en elke vlek van sonde weg te was. Dit wys ook vorentoe na Openbaring 7 vers 14, waar Johannes 'n groot menigte wit klere beklee sien. Hy sê hulle het hulle klere gewas en het wit gemaak in die bloed van die lam. Die reinheid van die Heilige Gees kom nie uit hulle eie werke nie, maar uit die verlossende offer van Christus. Elke keer as ons geloof bo vrees, waarheid bo kompromie en geregtigheid bo sonde kies, leef ons daardie belofte uit. Die gelowige se lewe word 'n getuienis van God se reinigende krag. Die gedeelte wat sê ek sal nooit sy naam uit die boek van die lewe uithaal nie, wys ons op die ewige sekuriteit in Christus. Dit is een van die mees vertroostende stellings in die hele skrif. Die boek van die lewe verteenwoordig God se verslag van diegene wat aan hom behoort. Diegene wat die ewige lewe deur Jesus Christus ontvang het. In antieke stede is burgers se name in 'n register geskryf. As 'n persoon 'n ernstige misdaad gepleeg het, kon hulle daai naam uitwis. Maar Jesus beloof dat hy nooit die naam van een wat oorwin sal uitwis nie. Dit beteken ons verlossing is veilig in hom. As ons waarlik syne is, kan geen krag ons uit sy hand verwyder nie. Soos Jesus in Johannes 10 vers 28 gesê het, ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan nie. Niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Hierdie versekering is egter nie 'n lisensie vir leiheid nie. Dit is 'n oproep tot volgehoue getrouheid, om elke dag in dankbaarheid, nederigheid en gehoorsaamheid aan die een wat leef, wat ons name in sy ewige boek geskryf het. Die laaste gedeelte wat sê, en ek sal voor my Vader en voor sy engele verklaar, dat hy aan my behoort, is 'n openbare verklaring, dat ons aan Christus behoort. Ten slotte beloof Jesus, dat hy ons voor sy Vader en die engele sal erken. Wat 'n heerlike gedagte, dat die Seun van God self ons name voor hemel se troon sal spreek. Jesus het eendag gesê, elkeen wat hom voor die mense openlik vir my uitspreek, vir hom sal ek my ook openlik uitspreek, voor my Vader wat in die hemel is.
Matteus 10 vers 32. Dis alles Matteus 10 vers 32. Die geloof wat ons op aarde uitleef, sal eendag in die ewigheid geëer word. Openbaring 3 vers 5 is beide 'n uitdaging en 'n belofte. Dit herinner ons daaraan dat geestelike lewe, waaksaamheid, reinheid en deursettingsvermoë vereis. Maar dit verseker ons ook dat diegene wat getrou bly, in wit gekleed sal wees, hulle name vir ewig veilig sal wees en hulle geloof in die openbaar voor die Vader bevestig sal word. Laat ons dus aanhou om getrou met Christus te wandel. Maak nie saak hoe moeilik die pad mag lyk nie. Laat ons leef soos diegene wie se name reeds in die boek van die lewe geskryf is en skyn as getuienis van sy genade en krag. Vir eendag, wanneer ons voor die troon staan, sal Jesus self ons name noem en ons sal vir ewig in sy geregtigheid bekleed wees. Amen.